Baie welkom by die Bron se Potgooi, jou bron van inspirasie. So die onderwerp, die tweede in die reeks, wanneer God skielik opdag. Weet jy hoe gebeur dit baie in ons lewe sonder God? Dat skielik kry jy 'n prognose. Jy het 3 maande om te leef, jy is diatek met kanker, jy moes vroeg ingekom het, maar jy het nie die simptome gehad nie. Of jy werk vir jare in 'n groot maatskappy en hulle roep jou en sê, weet jy wat, ons moet jou gesels, jy was baie goed, maar tot nou, ons gaan jou moet laat gaan. Onverwagte slegte nuus. Kom na elke een. Maar wanneer God opdaag, gebeur goed, altyd ten goeie. Altyd ten goeie. As God opdaag, dan betree hy jou situasie, jou omstandighede, jou vrese en alles wat van jou gestroop is. En hy is daar om jou te help. So kom ons lees hier so in Handelinge 16 vers 16. Terwyl ons, en dit is nou Paulus en Silas, terwyl ons na die bidplek toe op pad was, het 'n slavin ons tegemoet gekom, wat 'n waarsêersgees in haar gehad het. In hierdie vers gee die duiwel homself weg, terwyl Paulus en Silas op pad is na 'n biduur, om te gaan bid, om God te loof en te prys, en hom te vereer. Kom 'n bose gees in 'n slavin, en sy het 'n waarsêersgees. Die woord waarsêer in die oorspronklike Griekse taal beteken python, wat beteken 'n leislang. 'n leislang pik niemand nie, maar hy krul om die persoon of om die dier met al die spiere en wurg die lewe uit hom uit. En die duiwel sal die meeste na ons toe kom wanneer ons op pad is om te bid, om in te tree vir mense, om God te eer en te prys. Hy kan dit nie vat nie, want hy kan die tyd nie, hy kan dit nie weerhou nie, maar hy kan weerhou dat ons sê, my gevoelens is nie in 'n goeie plek, my geaardheid pas dit nou nie, dit is nie nou die regte tyd nie. So in die Bybel hierso, wanneer Paulus en Silas na 'n bidplek toe gaan, om hulle te, met God, enig te wees, om hom te loof en te prys en hom te verwonder, en sy wil te vra vir wat in die toekoms gaan aangaan. Die vyand wil altyd snif in die neus kry, hy wil altyd God se wil van kant maak. Hy wil altyd maak dat jy uit die gebed kom, mismoedig, wanhoopig en teleurgestel. Hy vrees dit wanneer jy begin bid. En dit is so waar. Hoekom? Want God hoor die gebed en antwoord voor dit is. En die Bybel sê, en die waarsêery het sy vir haar eienaars ontsettend baie geld gemaak. So hier is 'n jong vrou wat misbruik word deur ryk mense om ryker te word. En sy word besete deur die demoon van waarsêery. Onthou net, die duiwel kan nie profeteer soos God deur sy gees, die volle waarheid nie. Maar die duiwel kan, omdat hy van jou geboorte af, lees hy jou karakter, hy lees jou persoonlikheid, hy lees jou taal, hy lees jou vrese, hy lees al daai goed. So dit wat van hy jou weet, dit kom hy en sê, dis hoe as jy vir waarsêery gaan, en met die teerblare, en jy dop het om, so die Engelse dit stupid doen, of jy gaan daar, en hulle doen 'n dolos en al die goed, dan sê hulle, ek sien jou oupa. Maar omdat hulle jou oupa gesien, dan sê hulle, jou oupa dit en dit en dit, en dan is dit nie van God nie. Dis waarsêery. Dit is nie die waarheid om jou vry te maak nie, dit om jou te herinner dat jy 'n teleurstelling is. Dat dit wat met jou gebeur, gaan absoluut vir jou sleg wees. So die Bybel sê so, en sy het vir Paulus en Silas agterna geloop, aanhoudend geskree. Amazing, aanhoudend geskree. Wat is hy geskree? Hierdie mense, Paulus en Silas, is dienaars van God die Allerhoogste. Hulle vertel vir julle hoe om gered te word. Nou, geen demoon sal ooit vir 'n sondaar sê hoe hy sy sondes moet bely en hoe hy moet tot bekering kom. Nooit nie. Nooit nie.
So dit wys jou net 'n bose gees kan nie die waarheid praat nie. Hoekom? Omdat Jesus sê, van die ontstaan van die duiwel. Hy is die vader van alle leuns. Hy is die vader van 'n moordenaar. Die duiwel het nie die vermoë om die waarheid te praat nie. Hy is 'n moordenaar. En die Bybel sê, en hy's 'n dief. So, luister gou mooi. So, Paulus het hom gestrip. Ek hou daarvan. Die Bybel sê, dat sy vir baie dae aanhoudend op hulle geskree het. En Paulus het omgedraai en vir die gees gesê, kom uit haar uit, en onmiddellik is hy bevry van daai demoon. Onmiddellik. Die hartseer ding, of kom ek sê die goeie nuus, Paulus het nie die slavin geadresseer nie. Sy het die demoon geadresseer. Want die flou doen wat die Bybel sê in 2 Timoteus. Die duiwel vat 'n sondaar gevangene om die wil van hom te doen. Om te lieg, om te steel en om dood te maak. God maak van jou, as jy 'n Christen word, hy maak jou 'n persoon van hoop. Van 'n verwagting. Sien, die Bybel sê vir ons, dat Jesus Christus is ons hoop. Ons hoop is nie 'n gevoel nie. Dis nie 'n repetisie van woorde wat jy sê nie, dis die persoon Jesus Christus. So as hy in jou is, en jy raak wanhoopig, hy is die hoop, wat 'n teëvoeter is teen jou wanhoopigheid. Jy's nooit sonder hoop, as Jesus in jou leef nie. Nou sê die Bybel, nou hierdie 3 dinge, hoop, liefde en geloof, maar die grootste is liefde. Wat doen God se liefde in jou hart? Wanneer die duiwel kom en jy word angstig, jy word benoud en jy word vreesagtig, die Bybel sê, die liefde van God verdryf alle vrees. So wanneer vrees jou bepak, dit is 'n gees, maar die Bybel sê God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Dis mooi, né? En elke Christen, maak nie saak, as jy net 'n dag oud is in die koninkryk, jy het mag en gesag oor alles van die vyand. Daar's geen ander mag en gesag in die naam van Jesus Christus. Wyk, moet gaan, né? So eenvoudig soos dit. Nou die Bybel so, en Paulus het, I love this. Paulus kon nie langer dit vat nie. In klein Afrikaans, hy het hom gestrip. Hy het omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit. En die gees is op daai dieselfde oomblik uitgegaan. Toe die eienaar sien, dat hulle nou nie meer baie geld gaan kry die haar slawerny, dat die duiwel haar beïnvloed, sy is armoedig in geestelikheid, sy is armoedig, sy kry 'n tip nou en dan, maar die eienaars kry al die geld. Wat vir my verstom, is hoe mense is wat geldgierig is. Onthou, jy kan nie God en mammon dien nie. Jy moet God dien en geld moet jou dien. Daar's baie goed wat geld nie kan koop nie. Maar wat God vir jou verniet gee, deur genade. Wat vir my hartseer was, is dat hulle verheug, dat sy vry gekom het van besetenheid. Maar hulle was kwaad. Hulle was die hellen. Dat hulle ATM gesluit het. Jy sê, jy kan nie God en geld dien nie. Wanneer jy 'n rentmeester van jou geld is, sal God jou seën finansiëel. Maar die geld vervang nooit God nie. Dis hoekom Judas, toe God hom roep, toe Jesus hom roep om 'n volgeling te wees, toe gee God vir hom die geldsak. En die Bybel sê, hy het gedierig sy hand ingesit en geld gevat. God het dit geweet. Ek vra vir hom, hoekom het u hom die sak gegee? Hy sê, want vir 3 jaar het ek hom genade gegee, tyd gegee, om na my toe kom om te bely. Maar hy het nie. En toe hy my verloon het met 'n soen, daai woord soen beteken om te verraai. Hy sê die een wat ek soen, dis hy vat hom. So hy die Here met die soen, daai woord soen, proskoonie beteken aanbidding, so hy die Here verraai
in 'n atmosfeer van aanbidding. Amazing. We're supposed to honor God in the atmosphere of praise, not do bad. Hy gaan na die ouens en hy sê, wat sal jy my gee om hom te verraai? 60 stukke silwer. Toe hy homself hang en sy hele maag het uit mekaar uitgebars, raai wat, die geld wat hy gemaak het, kon hy nooit benut nie. Die geld was sy dood. So geld is nie 'n sonde nie, dit is hoe dit bereik word, hoe dit gebruik word. Okay, you got it? Yes, mooi man. Nou wat ek van hiervan hou, is dat, toe Paulus omdraai en sê vir die gees, kom uit, onmiddellik is uit, hoor my, die Bybel sê die volgende, wel nie volgende, dis wat my opsomming is, die duiwel, Paulus, het so, hy kon nie meer vat nie, dat hierdie demoon vrye advertensie gee, wat God nie vereer nie, dat het deur waarsêry moet kom. Hy dryf die demoon uit, sy is vry, en die Bybel sê die volgende ding, dat toe die eienaar sien dat hulle nie meer die vermoë het om geld in te bring, het hulle vir Paulus en Silas gegryp in die openbaar in die stadsplein, en hulle het hulle klere van hulle afgeskeer, en hulle het hulle herhaaldelik met baie houe geslaan. Die Romeinse terminologie vir straf met houe is 40-1. Jesus was 40-1 geslaan, behalwe die handvatsel wat hulle het 9 rieme gehad, en elkeen het stukke staal, stukke yster, en stukke dorings, en potshed, potskerwe gehad. So as het om jou liggaam gaan, so Jesus was nie net 39, hy was 39 mal 9 is 351 houe geslaan. Die Bybel sê dat, die Bybel sê in Psalm 22, dat sy binnengeraamtes was sigbaar vir die naakoog, het hom gestroop van sy vlees. Die Bybel toe gesê, toe op die kruis hang, toe sê hulle, wat is dit? Wat is dit? Hy lyk nie meer soos 'n mens nie. It's amazing, hè? Dat Jesus as 'n skaap na die stad gegaan, sonder sy mond oop te maak, sonder om te pleit, sonder om te soebat, sonder om kompromie aan te gaan. Hy het gedoen vir my en jou. In Christus is ons vry. In Christus is daar nou geen veroordeling vir die wat in Christus is. En hy wat in my is sterker as hy wat in die wêreld is. En as God vir my is, wie kan teen my wees? Ons moet meer God bewus word. Ek hou nie daarvan dat Christene die duiwel soveel krediet gee en vrye advertensie. Die duiwel het gedoen. Man, hou op. Wees soos 'n vrou. Praat met die hand. Verstaan, julle vrouens het 'n magtige weerstand vermoë. Praat met die man. Nee, nie word ontwikkel in 'n intelligente argument nie. Praat net met die hand. I mean, it's you guys have got a gift, man. 'n man strip hom net en hy's kwaad en dan doen hy stupid goed, verstaan jy? Maar vrou is net 'n polisiebeampte, you know, just talk there, you know. And we should not even talk about the devil. Want ek sê vir jou een ding, as jy met hom praat, is as hy met jou trou. Hy's like 'n leech, 'n bloedseier. Hy sal alles uit jou suig, maar hy kan jou niks gee nie. Hy suig die bloed uit jou uit, en Jesus se bloed het vir jou gekom om jou te reinig. I prefer Jesus. Yeah? Praise God, man. Dan sê die Bybel hierso, en toe hulle stukken geslaan het, toe sleep hulle, en sê vir die tronkbewaarder, sit hulle, gooi hulle in die senter van die sel, en nou is 'n groot gevangenis, maar in die senter, en dan sit hulle voete in blokke, wat hy gate in het. Dis mos so 'n stukkie hout, en as half man, en dan sit hulle op, en sit hulle 'n stukke slotte op dit. Maar weet jy, in daai dae het hulle 2 gehad op die einde, en 2 hier. Op die einde is dat hulle bene gestrek is, en hulle is dan konstant in spasma. Hulle was nou gegeesel, 40x1. Hulle rug alles was stikkend. Hulle word in die tronk gegooi. Dit word nie besmet nie, hulle kry nie behandeling nie, niks nie. Hulle het al die rede gehad om God te verwyd. Maar Here, ons het nou net 'n demoon in die naam uitgedryf, en waaragtig is dit dank vir dank. Het is ongelooflik dat ons leef asof God ons iets skuld.
Hy skuld ons niks nie. Maar hy wil vir ons gee alles wat ons nodig het, volgens die rykdom van sy vermoëns. Goedheid en guns sal ons volg, al die dae vir ons lewe. Die Bybel sê ons het nie, want ons vra nie. En daar sit hulle in stak en dank. Daar sit hulle, en hulle is in die tronk en hulle is geslaan, nie vir dit wat hulle verkeerd gedoen het nie, maar omdat hulle God se wil geoefen het, en die vrou bevry van 'n demoon, en hulle word nou in die publiek gemilieer, hulle word heeltemal stukkend geslaan, en hulle gaan sit in die tronk. Hulle is gevangene vir iets wat hulle nie verkeerd gedoen het nie. En mense sou gedink, en die Bybel sê, nou middernag, sê gou middernag. Weet jy wat ek van middernag hou? Is 1 sekond na 12 uur, is môre. Jou middernag eindig 1 sekond nadat die sekond verbygaan. Ag, julle opgewondenheid. Middernag is nie vir ewig nie. Al partykeer leef ons met 'n middernag ervaring, maar soms dit word 'n lewenswyse. Dit word 'n sterk vesting in ons lewe. Raai wat sê die Afrikaner? Dis nag vir my. Yesterday, kan jy nie praat van die son nie? Dis nag vir my. Want die Bybel sê selfs die nag is helder vir God. Die Bybel sê dat duisternis is vir God lig. Die eerste ding wat God gedoen het, hy het sy woord gesê, laat daar lig wees, en hy het lig gestuur in duisternis, en die duisternis kan nooit lig teekom nie. Kan dit nie verhoed nie. Hallo? Julle verstaan dit, nee? Yes, it's beautiful. Light is stronger than darkness. En 12 uur die aand is wanneer baie mense dan slegte nagmerries het, en hulle kan nie slaap nie, want dit het nie meer werk nie, en dit gaan nie goed nie, en hulle het gehoor, hulle het kanker en al die goed. Ek wil sê, elke persoon gaan deur 'n middernag oomblik. In jou huwelik, in jou besigheid, in jou ekonomie, en wat ook al. En die Bybel sê, en hulle gooi hulle daar in die middel van die tronk. En die Bybel sê, oh, I love this. So op die bevel van die bewaarde, die hoofbewaarde, word in die tronk gegooi. Daar's 'n wet, 'n reël in die Romeinse norm. En dit is, as die hooftronkbewaarde 'n bevel kry om die ergste kriminele in die middel van die tronk te sit, en enige een van hulle ontsnap, moet daai bewaarde die swaard van wat hy het op hom trek en op sy swaard val. Want die Romeinse wet het gesê, as 'n Romein se bewaarde iemand laat ontsnap, hy wat moes doodgegaan het, die bewaarde moet in sy plek sterf. Ek kom agter die hele land van Japan het daai gesegde met die samurais, dat as hulle iets verkeerd gedoen het, moet hulle eie lewe doen, hulle maak hulle self dood. Alright, dit is nie baie goed nie. Who wants to be a society, hey? No one. So, teen middernacht was Paulus besig om te bid en lof aan God te sing. Toe ek dit lees, kom ek agter, ons omstandighede bepaal nie wanneer en hoe ons God moet loof en aanbid nie. Het is baie eenvoudig, het is baie maklik om God te loof en te prys, as alles met jou goed gaan. Maar dan het ons die God nodig nie, en ons vergeet dat dit sy goedheid, wat ons in staat stel, om so goed te lewe. Goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Maar Paulus het al die rede gehad met Silas, om met al die ander gevangenisse, hulle kon gemurmureer het, hulle kon God verwys het, nie gewys het nie. Soms my Afrikaans verwonder myself, maar ek weet nie wat ek nou gesê het nie. Verwys na hier, nou is die verkeerde ding. Verwyd. Okay, hier's 'n paar tolke, wees vry om my te help, so vinnig soos moontlik asseblief, anders gaan dit 'n lang preek word, okay? So, chip in soos julle wil, gee julle al daai vrymoedigheid. Hulle het 'n keuse gemaak, ten spyte dat hulle gestroop is van hulle klere in die publiek, valslik aangekla, vernede en geslaan in die publiek,
en dan in die middel van die tronk, sonder 'n trial. Sonder dat 'n regter dit doen. Dis nou stank vir dank. En hulle sit daar, en spontaan uit hulle gees, begin hulle bid. Maar nie so bid nie. Nee. As jy so bid, God hoor jy sê, verstaan jy? Jy moet praat. Ag, julle. Hierdie silent, violent werkie. Alright? You got a tongue, you got a mouth, you got to talk to him. That's what it says, you got to talk to him. Ja, hy verstaan nie daai nie. Glad nie. Alright? Ek weet God kan in tale praat, maar daai een bestaan nie. Nee? Dit is soos 'n doedelsak van 'n skot. Dit gaan nie by God uitkom nie, verstaan jy? Nee, dit werk nie. Ek praat snert soms, nee. Maar ek geniet myself. Weet jy wat? In al die 40 jaar as ek preek, niemand het geslaap hier, want niemand wil iets mis nie. Verstaan jy? So, prys God. So 'n stupid stelling. Maar, hulle het 'n besluit gemaak, ten spyte van hulle vernedering, ten spyte van hulle pyn, ten spyte van dat hulle onder slot en ten spyte hulle kan nie uitkom nie. Ja toch, wat nou? En al wat ons doen, ons het Gods gewil uitgevoer en iemand bevry van 'n demoon. Hulle het nie God verwyd nie. Hulle het nie gesê, wel, ek voel nie, dis nou die tyd om u te prys, maar het middernag begin hulle God loof en prys, dat die Bybel sê so hard, dat al die gevangenisse in die tronk het het gehoor. Think of it. Not silent. Hulle het so uit, jy sien, hulle het hulle pyn, hulle het hulle vernedering, hulle het al daai goed gevat, daai emosies, en het omgedraai in lof. Kom ek gee jou 'n prentjie. As jy 'n geweer het, jy vat 'n koel, maar die patroon is wat die skade maak, maar in die doppie agter, waar die buskruit is daar 'n percussion cap, en dan as die snelle, die pen daar sê, dan ontplof het, dan gaan die koel uit, verstaan jy? Ek sal nooit vergeet, jare gelede, het ek by Vredesend Kerk vir 4 jaar gepreek, 16 dienste 'n maand, vir 4 jaar. En die een dag kom ek daar, my vrou's getuienis, ek staan daar op die kansel, maar die kansel is so, maar is van staal, en dan bo op is so dik glas, tempered glass. Dis soos jou kar ry, as jy iets slaan, dan breek hy in klein stukke. Julle verstaan, tempered glass. Ek weet nie dat heel agter sit die man in die maatskappy wat dit laat doen het, so dik. So hierso so 'n strokie hierso, dat ek my Bybel aan het, en dit is die Afrikaans ou vertaling, en die nuwe vertaling, en die Engels vertaling. Hy is so dik. So hy's daar. En ek is in die middel van my preek, en ek hoor die Here in my gedagtes. Ek het nooit sy stem hardop gehoor nie. Ek het die gedagte kom my op. I want you right now to ask everybody. Ek sê Afrikaans. Ek wil hê dat nou jy moet vra elkeen wat in my teleeggestel is, wat bitter is, wat kwaad is. Hoekom ek? Hoekom moet ek die soveel goed kan? Is daar nie 'n blaaskans vir my nie? En die Here lê op my hart, sê vir hulle. Elkeen van wat hulle woede het, lees nie meer Bybel nie, gaan nie meer kerk toe nie, bid nie meer nie. Vat al jou hart, vat alles wat aan jou opgekrop is, maar waar is God? Hoekom luister jy nie? Ek gaan kerk toe, ek gee my tiendes. Hoekom nie? Ek sê, vat al daai emosies en sien dat julle nou in die loop van 'n geweer is en maak 'n besluit om God te loof en te prys, dat hy nog steeds goed is ten spyte van ons ervarings, ons emosionele ervarings. Ek sê, en ek op die kansel, en ek vat hierdie vingers van my, en ek sê, and I just heard God say, die moment jy bereid is, om jou verwydheid, jou haat, jou nyd, en jou ontevredenheid, skree aan God, allemaal vir in 'n NG Kerk, né? Skree aan God, Here, ons loof U, ons prys U, is 'n goeie God, ek prys U, o Here. Ek sê, in daai oomblik, gaan God vir julle wonderwerk, en ek gaan so, en ek tik net so, daai dik Bybel, net so, toe ek het tik, die hele glas het ontplof, soos 'n kanon, my vrou was daar.
Ek skrik so groot. Dat ek amper terug my ma se baarmoeder gegaan het. Hoorie, daai stukkies, nee. Dit het tot 6-7 rye op die mens gehad. Die mense het souvenirs opgetel daarvan. Daarna kom die man na my toe en hy sê vir my, Gary, weet jy, ek maak hierdie glas, as jy dit nie, tensy jy moet 'n skerp punt, moet 'n hamer slaan, dan het het shatter, maar as jy die Bybel raak, dit kan nie waar wees nie. Weet jy, dat in die volgende week, hoeveel mense is genees van emosionele krankhede? I said, use your hatred, but praise God with all that power in you. Verstaan jy? En hoeveel keer sê ons, die duiwel trek my snel, hy trek my sneller. Hy kan die snelle trek soveel soos hy wil. Maar die probleem is nie hy wat die snelle trek, dit is die perd wat die koel laai. Come on, as jy geweet het, en as geen buskruite nie, that's a chookie. Daar's niksie, nee, it's a windlawaai. So stop giving the devil the credit. The one who pulls the trigger is not the problem, it's the one who loads the gun. You load it with anger, you load it, ek gaan nie bid, ek gaan nie dit doen nie. Wel, God gaan nie van die kroon afval, net omdat ons so praat nie. En die Bybel sê so, almal het gehoor, skielik, kom daar 'n groot aardbewing. Die een sekond na middag, terwyl hulle sing. It's amazing, hoor my, dit is vir my verstommend, wat jou keuse om 'n wil uit te oefen, ten spyte van jou hartsomstandighede en jou pyn en jou verdriet en jou eensaamheid en al daai, dat jy maak in 12 uur besluit, Here, gaan die loof en prys, en 1 sekond daarna, antwoord die Here jou met 'n ongelooflike aardbewing. En skud alles los wat jou verbind, wat jou lewe vashou, jou emosies vashou, jou wil vashou. En wat vir my verstom, is dat toe hulle dit doen 12 uur, skielik kom aardbewing, die fondamente word geskud, al die deure van al die gevangene bars van sy skeniere af, al die voete waar hulle was, se slotte spring af. Nou ek weet nie van julle nie, maar aardbewings gebeur baie, ek gaan nou vir jou sê hoe baie. Daai dag, 2000 jaar gelede, was daai tronke nie gebou met staal nie. Dit was net modder en dit was bakstene gebak. Gister in Indonesië 7.7 aardbewing. Jy moet sien, die gebou het lyk. Net voor dit in Colombia en net die ander dag in Japan het ons gesien op TV 'n groot shopping mall en dit skud en dit val. En almal hardloop wat kan. Jy sou gedink het dat in daai tronk waar daar geen staal was nie. Come on. Geen van die ouens met jackhammers om te niks nie. 'n Mens sou gedink het daai ding sal ingestort, almal sou dood gegaan het. Ek sê vir julle, wat het hier gebeur? Wat het hier gebeur? En skielik gee hy vir my, hy praat altyd met Engels, maar hierdie keer in Afrikaans met my gepraat. En ek dog, wow. Raai wat sê hy vir my? Hy sê vir my, Gary, as ek skud ek spesifiek. That's brilliant. Oh, that's brilliant. Oh, I love it. As ek skud ek spesifiek. What a God. Ons lewens word geskud deur allerhande twak en allerhande goed wat jou bind, wat jou hou, wat doen. En God sê, gee my die voorreg om 'n aardbewing deur jou laat gaan, want ek skud spesifiek. Wow, what a God. Jy sien, as ons lewens bou op die fondasie van die woord Jesus Christus, niks kan met ons gebeur as ons geskud word nie. Niks nie. Die Bybel sê, kyk, as dit in 'n shopping center is, en ewe skielik jy voel die goed gaan, almal en vergeet om te betaal, soos ek volgend. Almal sien hulle praat later, né? Betaal later. Hierdie ouens het almal gebly.
Party van ons moordenaars, party van hulle is aanranders, en nogtans, I said to God, why did they stay in the cell with all the doors open? Hulle wil vry wees. Come on. Why? Hy sê, want toe hulle vir die eerste keer hoor dat manne wat so mishandel was, wat die reg en die voorreg gehad het en al hierdie geleenthede om God te verwyd en te moan en memoreer, het hulle keuse gemaak. 'n Besluit, jy sien, lof is nie 'n gevoel nie, it's 'n besluit. Jy besluit, loof die Here o my siel. En alles wat in my is, loof die Here. Hou hom jou hande op te, it's a decision. And the decision must become action. En die aksie is wat belangrik is. Maar almal bly, hoekom? Want toe hulle nou die bede hoor, weet jy hoe hard moes hulle gebid het? Weet jy hoe hard moes hulle gesing het? Dat almal bly in hulle plekke? The presence of God kept them there. Why? Because they knew it didn't collapse. They're safe. Toe vra ek vir die Here, vir hierdie preek, wat was die doel dat hy die gevangenes geskud het? Hy sê eerstens, die geleentheid, dat wanneer die lewe jou skud, en ek laat hy skudding toe, daar's geen gevaar nie. In daai tyd van skudding, nie Here, waar is nie, Here, dankie dat jy in my woon. Dankie die Gees is in my. Dankie die gesê, hy wat in my so sterk is, die wat in die wêreld is. Hy is vir my, hy is my nooit verlaat of begewe. And you understand me? Jy hoef nie hom te gaan haal nie. Jy het hom dan ingenooi en hy bly in jou. Al die tyd. Al die tyd. Are you with me? Thank you. Hey, die mond van sy kom die waarheid, né? Asseblief chip in, jy mag. So, hulle bly daar. Die Bybel sê toe die waarde wakker word en hy sien al die tronkdeuke oop, maar en hy het gevrees, hulle is weg, hy trek sy swaard en hy wil, en Paulus skreef vir hom, moenie jouself leed aan doen nie, ons is almal hier. Wat het hulle daar vasgehou sonder kettinge? Die teenwoordigheid van God. Hulle het geweet, as al hierdie goed ons nie vernietig het nie, is daar 'n rede. En die rede was, dat hulle God se mag en gesag kon ervaar, dat hulle ook kan sê, Here, skud my lewe, skud my boeie van my af, skud my vrees van my af, skud al die twak van my af. Are you understanding me? Nee? En die ander ding is dit, hy sê, ek het hierdie hele tronk geskud vir een doel, om een gesin te red. Wat God sal doen, om een persoon te red, een gesin te red. God hou nie daarvan, dat enigeen moet verlore gaan, maar almal sal tot inkeer kom. God is geen aannoem van persoon. En die Bybel sê, en Paulus het geskree en gesê, moenie jouself doodmaak nie, ons is almal hier. Die bewaarde bring 'n bietjie lig, val voor Paulus en Silas neer, en hy het hulle nie aanbid nie, hy val voor hulle neer, omdat hulle God verteenwoordig het. En hy sê vir hulle, wat moet ek doen om gered te word? Hoor, die vrou met die waarsêery, die Ramon sê, dit is dienknegte, hulle sê vir jou hoe moet gered word. Toe Paulus voor God geval het, toe sê hy, Here, wat wil jy ek moet doen? Die Heilige Gees oortuig jou van sonde, geregtigheid en die oordeel. Die Heilige Gees oortuig jou dat God is getrou en waaragtig en hy is 'n goeie Vader en hy is aan jou kant. En die Bybel sê hierso dat wat wil ek doen om gered word? En Paulus sê, glo in die naam van Jesus Christus en jy en jou huisgesin sal gered word. Wow, stop net daar. Toe hy voor hom val, het hy eintlik deur die Heilige Gees begin bely, want die Bybel sê hy het hom buite gevat uit die tronk uit en hy het sy huis toe gevat en sy wonde besmet, skoongemaak en kos voor hulle gesit. So in ander woorde, al daai dade was bewys van dat sy hart bekeer is. Sien, die Bybel sê, toe die mense gekom het na Johannes om gedoop te word, het hy gesê, voor julle gedoop word, julle moet die vrugte dra wat pas by bekering. En net die Heilige Gees kan ons oortuig van sonde, geregtigheid en die oordeel.
Maar wanneer God sê, jy en jou huisgesin gered word, net omdat die pa en daai oom gered het, sy familie is nie outomaties gered nie. Elkeen moet hulle eie geloof in Jesus plaas. Elkeen moet persoonlik hulle hart oopmaak vir Jesus. Net omdat die pa of die ma of die boetie of die suster die Here aanvaar, die outomaties is die huisgesin die gered nie. Kom ek wys jou uit die Bybel uit, julle kyk my so oulik aan. Hy sê, glo in die Here Jesus, jy sal gered word en jou huisgesin. Hulle toe, Paulus gaan na hulle huis, hy het toe die woord van die Here aan hom en sy hele huis verkondig. Op daai uur in die nag het vir Paulus en Silas geneem, die wonde gewas en toegedraai en almal van hulle is gedoop. Wow, almal van hulle is gedoop? Dit beteken as jy doop, jy identiteit, jy saam met hom gesterf, jy saam met hom gestaan, jy sit saam met hom in hemelse plekke. You understand? Johannes het gesê, moenie kom om gedoop te word. Die doop is 'n bewys dat jy klaar jou sondes bely het. Nou die hele huisgesin. Nou kom ek eindig met die. Ek is opgewonde, dit is net die begin. Het julle geweet dat toe Jesus sterf was daar ongelooflike aardbewing? Toe hy opgestaan het uit die dood was daar nog 'n aardbewing. Toe hy gesterf het in die aardbewing, toe skeer dit die rotse stukke en die the veil, die ja, dankie daai groot gordyn het van bo na onder geskeur. Vir wat? So die Heilige Gees nou die Christene se harte kan vul. Want agter daai gordyne was die heiligheid van heiligheid, die heilige God. Are you understanding me? So when Jesus died, it ripped the thing open so the Holy Spirit could come to us. It's beautiful. Thank you, Holy Spirit. Van bo na onder. Het was 10 centimeter dik. En dan wat Jure weer gaan saamwerk. Ai, shame. Nee, slaat om met 'n palm. Anyway. 'n Palm is 'n Bybelse woord, so it's alright. So, dink gou hier aan. Toe Jesus gesterf het, voor hy opgestaan het, het die grafte van menigte gelowiges oopgegaan en hulle het in Jerusalem gegaan na hulle familie en hulle vertoon en gesê, Jesus is die Messias, hy het gesterf, hy het opgestaan en hier is ons. Maar toe kom ek eindig. Ek het gaan Google vanoggend vroeg ure, hoeveel aardbewings in die wêreld die laaste 30 dae. Vat gou 'n raai. Kom, gou, net 2 of 3. 45. Jy kan sien jy is nog jonk. Ja, maar dankie. 1000? Jy vat 'n kans. Nog? Kom. Nee, jy moet op nog gaan, so is nie afgaan nie. Oké, laat ek julle Oké, ons moet nie geweet hoeveel laai nie, maar hier's 'n paar skeefkoele wat nou hier uitgaan. Jy skiet nou op die hoekie, verstaan jy? 43.161. Twee bo 7 op die rigterskaal. Gister 7 x 7 by Indonesië. 8 tussen 6 en 7 op die rigterskaal. 234 tussen 5 en 7. 2072 tussen 4 en 5. 6948 tussen 3 en 4. 12.339 tussen 2 en 3. 21.558 onder 2. Jesus sê 2 keer, 3 keer in die Bybel gesê, die Nuwe Testament. Daar gaan tye kom van aardbewings en hongersnood en pestilensies. Maar al dit is 'n aanduiding dat die aarde gaan geskud word, omdat dit die geboortepyne is vir die koms van ons Here Jesus wat kom. En dis hoekom elke 30 dae raak dit al hoe meer. Maar ons is gebou op die fondasie van Jesus Christus, die Seun van God. En wanneer ons geskud word, God skud positief. En hy skud die ongeloof uit jou uit, sodat jy geloof kan. Hy skud twyfel uit jou uit. Hy skud 'n taal wat nie gepaslik is om gebruik te word. Skud hy uit jou uit. Hy skud altyd uit jou uit wat jou bind, sodat jy kan vry wees om in gees en waarheid God te aanbid.
Het julle iets gekry? Goed. Ek wil graag vra, enigeen wat hier sit vanoggend, en wanneer ek 'n uitnodiging maak, of enige prediker, en jy weet die Here roer jou, moenie dit weier nie. Ja, maar ek sal wag vir 'n ander dag. Môre is aan niemand beloof nie. Nooit nie. Bybel sê, moenie jou kwel oor môre nie. Vandag, as jy sy stem hoor, gehoorsaam hom. So ek wil graag vra uit my hele hart asseblief. Is die enigeen hier wat sy lewe so geskit word, dat jy nie weet wat om te doen nie, maar jy het nog nie gehoor, God skud spesifiek. Hy skud in jou voordeel. Hy skud in jou beskerming. Hy skud dat jy nog 'n toekoms kan hê, hoopvol. Hy skud dat jy nog 'n getuienis kan hê, dat baie mense kan hoor. Are you understanding me? Ek wil vra, moenie 'n uitnodiging van God weier nie. Moenie laat hoogmoed jou kelder nie. So, ek wil hê enigeen wat kom, wat sê, hier, daar's dit, siekte, insolventie, huweliksprobleme, skud my. Ek kan nie eens meer bid nie, ek weet nie meer wat om te doen nie. Maak nie saak nie, God doen nie skudding, jy's veilig. Al wat jy doen is rus. Eindig met hierdie stelling. 25 jaar gelede, as ek en my vrou in Pretoria ons gebly het, en daar is op my seun se huis, daar is 'n ongelooflike storm aan die gang, daar is donderweer, blits, en daar's tarantale, daar's kiewite, elke keer land en vat, jy kan nie glo daai ouens sing nie, soos 'n koor op hulle eie, en paddas gaan maal, en toe van die teels op die lang chimney, koorsteen, val op die dak, en ewe skielik in 'n oomblik, kyk ek en my vrou na mekaar, pikdonker, seker naby 12 uur, ek weet nie meer nie. En daar kom 'n teenwoordigheid in ons kamer. En ons kyk vir mekaar en ons sê, the Lord is here. En in daai oomblik, die donder weer stop, weerlig stop, reën stop, padda stop, alles stop. Ek vra vir die Here, wat het nou gebeur? Hy sê my Bybel nie, wees stil en weet ek is God. En stil wees en vertroue, daarin lê ons vrymoedigheid. En ek is soos 'n slak wat uit sy doppie gegaan het in treerad. Ag, julle vang dit nie. Jy kry 'n slak sonder 'n doppie, dan kry jy 'n slak met 'n doppie. Maar ek het gedog, ek kan nie nou net in die bed lê, dit is nie 'n goeie posisie nie. Ek moet dan my knie moet nou gevind word, né? Maar nou het ek rittelt dit, né? Ek weet nie nou wat kom nie. Ek gaan uit soos uit my doppie uit, en ek op my knie, en ek dog, nee, ek kan net op my knie, ek moet op my aangesig lê voor God. Nee, ek is so diep in die tapuit, ek is deel van dit, Van Dyke, ek is deel van hom. Ek lyk net soos 'n nuwe patroon in die mat. En ewe skielik, vra ek vir why did all this noise? He says, when I show up, suddenly, all of creation, say nothing because of the awesomeness of my presence and my goodness. En hulle verwondering om te sê, maar dit is ons God. Hy is so goed. Daar jy het nie woorde dan om hom te beskryf. Jy het nie woorde om te sê nie. Dis net sê, Here, en jy het, soms God sal waardeer dat ons in ons moeilike tye sal net begin huil sonder om twak te preek, 'n twak te bid. Want trane is gebede in vloeibare vorm en het geen valsheid en geen bedrog en geen valsheid nie. God kyk na elke traan wat jy stort, wat verdamp op jou kussing en wat jy afvee. Elke traan wat jy ooit al gehuil het in jou lewe is in sy bottel in die hemel vol. Die Bybel sê Jesus was verhoor deur sy goddelike vrees en sy vele trane voor God. Het is goed dat ons as 'n nasie weer voor God begin huil. Jy kan huil van blydskap en jy kan huil van tree. Jy kan huil. So enigeen wat wil vorentoe kom, please come forward. Ons gaan nie nou jou goed ontbou, we're going to say a 20-second prayer over you. Ag Here, kom skud hierdie mense spesifiek. Please come bless them. Come forward, please. Asseblief. Hulle kom en hulle gaan bid. Die ouens wat nodig het moet nou kom. Come, Fergies.
En as jy nie vir jouself kom nie, dink aan 'n vriend by die werk, dink aan iemand by jou familie, wat nie nou hierdie voorreg het. Staan in proxy vir hulle. Just come. You know that prayer is an invitation to discover God's power and God's blessings? Don't miss prayer. Prayer is the powerhouse of God. Good, mooi. Goed, gaan aan. Ja? There you go. Well done. Dit vat baie braafheid, nee. But it's good to humble yourself in front of him and say, Lord, hier is ek. Ek kan nie meer, help my asseblief. Hy is 'n helpende hand in die land, jy weet. So kom ons bid gou. Here, baie dankie. Dankie dat U teenwoordig is. Dankie vir 'n goeie woord wat U op my hart gelê het. Dankie dat U woorde vir my het. Ek wil een ding lees gou voor ek voorgaan. Ek het vergeet, die belangrikste. En my vrou het vroeg hier dit vir my gegee. So gee my nou dit. Jammer. Hierso. Psalm 40 vers 4. My vrou kom sê, liefie, hier is 'n woord vir jou. Ek tog prys die Here. God sê, hy sal Psalm 40 vers 4, hy sal my 'n nuwe lied in my mond lê. Hy gaan 'n nuwe lied in jou mond lê, maar jy moet dit artikuleer. Verstaan jy? Hy gaan 'n lof in jou mond sit, maar jy moet dit sê. Verstaan jy? Jy nou so stilbly ook 'n antwoord, maar kry niks nie. So hierso, God sal 'n nuwe lied in jou mond lê, 'n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en hom die eer toebring. Hulle sal op die Here vertrou. Dis presies wat gebeur het in my preek in die tronk. En met jou vriende en die mense by die werk, vat hulle wanneer hulle toebroodjies eet of koffie en sê net, luister, ek sien jou dag, kan ek vir jou bid? En vra die Here om hulle lewe spesifiek te skud, dat hulle moet 'n getuienis kom. Come on. You have it. Dankie. Baie dankie dat jy ingeskakel het by die Bron se potgooi. Deel gerus hierdie boodskap met vriende en familie.